Die Here is hier teenwoordig, die Here is in sy huis en ons is voor sy aangesig by mekaar. Kom laat ons stil word voor die Here, sodat ons hom kan ontmoet. So sê die Here, jou losser, die Heilige van Israel, ek is die Here, julle Heilige, die Skepper van Israel, julle Koning. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing 'n loflied vanmôre saam tot eer van die Here, Psalm 48. Daar's min liedere in die gesangeboekie wat die koningskap van die Here so bevestig soos hierdie Psalm 48. Ons gaan die eerste en die 5de vers sing, die Here is groot, waar Sion stop, omwentel uit die dieptes op. En dan bietjie later in die vers, daar waar in vlekkelose wit die koning van die wêreld sit, het hy wat teen die vyand waak as rotsburg hom bekend gemaak. Ons sing vers 1 en vers 5 van Psalm 48. Geliefdes, nadat ons na die Here se wet geluister het vanmôre, gaan ons skuld voor die Here bely deur Gesang 79, die eerste vers. Gesang 79 vers 1, sal ook op die bord wees.
Dis belangrik, broers en susters, dat ons hierdie geleentheid sal gebruik, wat as die verootmoedigingsgedeelte van ons erediens bekend staan. Dit is die gedeelte waar die Here sy koningskap oor ons lewens bevestig, deur sy wet en sy wil aan ons bekend maak. En as ons hom erken en bely as koning oor ons lewens, dan moet ons ook erken dat daar soms tye in ons lewens is waarin ons nie sy koningskap so volledig erken soos wat hy van ons vra nie. En dan kry ons 'n geleentheid om ons skuld voor die Here te bely. Vanmôre luister ons na die Here se wet, die samevatting daarvan in Matteus 22, om na die Here op 'n baie gekonsentreerde wyse vir ons spesifiek in hierdie gedeelte in hierdie samevatting van die wet vir ons sê, waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor dat julle my erken. Dit gaan daaroor dat my koningskap erken word. Liefde tot God, liefde tot die naaste het te doen met die koningskap van die Here. En toe die Fariseërs hoor, Matteus 22 van vers 34 af, en toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? Ons sou ook kon sê, wat is die belangrikste? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En die 10 gebooie brei die Here uit en sê, want hy is 'n jaloerse God. Hy is die een wat nie die eerbied wat hy verdien met ander wil deel nie. Daarom eis hy dat ons hom met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand sal aanbid. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons sit net so, dan sing ons gesang 79 vers 1. Geliefdes, in Matteus 28 vers 18, kort voordat die Here opvaar na die hemel, kondig hy aan en sê dat alle mag in die hemel en op aarde aan hom behoort. Dit is 'n geweldige belangrike uitspraak vir ons, want daardeur bevestig hy dat die sonde en die dood, dit wat ons vasgehou het, dit wat ons kragteloos gemaak het, soos ons nou hier gesing het, ons is in ons wil gebonde gewees, dit het hy kon bevry, en hy kon dit net doen as inderdaad al die mag in die hemel en op die aarde aan hom behoort. En daarom het ons ook die wonderlike versekering, as ons skuld in die naam van Jesus Christus voor die Vader bely, dan is daar vergifnis van sondes. Die uitspraak dat die Here sê, dat hy ons sondes vergewe wanneer ons dit bely voor hom, is juis waar, omdat hy sê, aan my behoort alle mag in die hemel en op die aarde. Daarom het hy ook mag om ons sondes te vergewe. Daarom is dit ook een van die eerste dinge wat hy gedoen het, wanneer iemand wat siek was na hom toe gebring is, dink aan die man wat deur die dak voor hom neergelaat is. Wat is die eerste ding wat hy vir hom sê? Jou sondes is jou vergewe. Wat sê die mense? Wat sê die fariseërs wat daar rondom is? Hulle sê, dis maklik,
Dit is maklik om vir iemand te sê, jou sondes is jou vergewe, want niemand kan dit verifieer nie, niemand kan dit nagaan of dit so is nie, niemand kan gaan op 'n lysie gaan kyk en kyk, is jou sondes uitgevee nie, want dit is iets geestelik wat met jou gebeur, en die Here sê, of en hulle gaan toe eintlik verder en hulle sê, die moeiliker ding is om hierdie ou gesond te maak. Jesus sê, om vir julle te wys dat ek mag het om die sondes te vergewe, sê hy vir die lamman, staan op, tel jou bed op, gaan huis toe, en hy word genees. Die Here Jesus sê vir hulle, as ek dit kan doen, dan moet julle ook glo, as ek vir hom sê, ek het jou sondes vergewe, want ek het mag om dit te doen. En as jy jou sondes voor die Here bely, broers en susters, glo dit, Jesus Christus is koning, hy heers oor die sonde en die dood, daarom vergewe hy ons sondes. Maar as ons in ons sondes volhard en die koningskap en die heerskappy van Jesus Christus aanhoudend in ons lewens verwerp, deur self koning oor ons lewens te wil wees, dan sal ons ook in die oordeelsdag uitvind wat dit beteken om hierdie koning van aangesig tot aangesig te ontmoet. Geliefdes, ek gaan vanmôre die geloofsbelydenis 'n bietjie oorslaan. Ons het vanmôre volwasse belydenis van geloof en ek wil graag hê as Julia en Amanda nou hulle geloof kom bely, dat ons ook as 'n gemeente saam met hulle ons geloof in die drie-enige God sal bely. So kom ons lees vanmôre uit die Here se woord uit saam. Ons gaan na ons skriflesing toe vanmôre wat kom uit Matteus 28 uit. Die gedeelte waaruit ek ook vanmôre aangehaal het. Geliefdes, so ons is nou in daardie tyd van die kerklike jaar, tussen die opstanding van die Here Jesus, en dit wat hy in daardie paar dae voordat hy opgevaar het na die hemel toe, met sy disippels bespreek het, en die laaste onderwysings wat hy aan hulle gegee het, so hierdie gedeelte wat ons vanmôre lees, is nou eintlik miskien 'n bietjie meer betrekking op sy hemelvaart self, want dit is kort voordat hy opvaar na die hemel toe, waar hy hierdie uitspraak maak wat ons vanmôre gaan saam lees. So, ons gaan lees Matteus 28 vers 16 tot 20, en sonder dat ek dit dan weer aankondig, gaan ons as 'n gebed, 'n gesamentlike gebed sing die Onse Vader. So as ek klaar gelees het en as Fransie begin speel, kan hy staan, dan sing ons die Onse Vader as ons gebed vooraf. Ons luister dan vanmôre na die Here se woord, Matteus 28 vanaf vers 16. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld.
Geliefdes, ons teksvers by die bediening van die woord vanmôre is hierdie uitspraak van die Here in vers 18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Ek weet nie of u al mooi opgelet het na die woorde van die Onse Vader gebed, dit wat ons nou pas saam gesing het nie, maar spesifiek waar die Here Jesus dit aan sy disippels leer as gebed in Matteus 6 nie, en ook die gedeelte in Lukas nie, maar spesifiek die een in Matteus, omdat die een in Matteus ook die doxologie, die verheerliking aan die einde, want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid bevat. Ek weet nie of dit net vir my is wat sulke goed baie keer interessant is nie, en of u ook al daaroor gewonder het nie. Het u ooit al gewonder of daar moontlike teenstrydigheid in die Onse Vader gebed is? Want aan die begin van die gebed bid ons, laat u koninkryk kom. En dan sluit ons die gebed af met, want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. En as die mense dit so net met 'n eerste oogopslag lees, dan kan dit baie maklik vir 'n mens klink asof hierdie twee dinge teenoor mekaar staan, want watter een is dit nou? Moet sy koninkryk nog kom? Laat u koninkryk kom? Of het sy koninkryk reeds gekom? Want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Nou dis noodsaaklik dat ons oor die koningskap van die Here Jesus sal nadink, want ons gaan nou na die tydperk in van die kerklike jaar, waarin die fokus verskuif van die oorwinning oor die dood, na die heerskappy van Jesus Christus, as koning van die konings. Die vraag is vanmôre, hoe werklik is sy koningskap vir ons? Hoe wyd strek daar die koningskap van ons? Want dit help nie, ons staan net vanmôre hier voor 'n kansel en ons bely Jesus Christus is koning van my lewe, maar ek glo nie regtig hy mag om my van die sonde te red nie. Of ek glo nie regtig hy 'n sê oor my lewe nie, of vir dit wat in die wêreld daar buitekant gebeur nie. Geliefdes, die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 31, behandel 'n interessante vraag. Die vraag is, waarom word Jesus Christus genoem? En in die antwoord op hierdie vraag is daar eintlik, die antwoord kan in 3 dele opgedeel word, want dit fokus op die amp van Jesus. Christus is 'n amptsnaam, nie soos dominee of edelagbare wat nou 'n regter is of so, dis amptsbenaminge, dit gaan oor iemand wat in 'n bepaalde posisie gestel is om 'n sekere rol te vervul. En die Here Jesus se amptsnaam was dat hy die Christus is. Waarom word hy met ander woorde Messias genoem? Want Christus is die Griekse weergawe van die Hebreëse woord Messias, of dan in Afrikaans sou ons ook kon sê, waarom word hy gesalfde genoem? 'n Gesalfde in die Bybel was iemand wat vir 'n baie spesifieke taak deur God aangewys is. En dan kry ons die antwoord in 3 dele, en die Katekismus sê vir ons, hy is gesalf deur die Heilige Gees tot ons hoogste profeet en leraar, met ander woorde die een wat die wil van God aan ons kom bekend maak en ons leer wat ons moet weet sodat ons gered kan word. Tweedens is hy gesalf tot ons enigste hoë priester, wat met sy offer ons liggame verlos en vir ons by die Vader intree. Dis die tweede ding, nou dit het ons in die Paastyd op gefokus, is daar die tweede deel van sy amptswerk as priester, waar hy homself op die altaar kom plaas het, in ons plek ingeneem het, sodat ons verlos kan word vir die sonde. En vanmôre staan ons stil by die derde gedeelte van hierdie antwoord. Waarom word hy Christus genoem? Omdat hy deur die Heilige Gees gesalf is tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en sy gees regeer, en ons by ons verlossing beskerm en bewaar. Matteus se ooggetuie verslag
van die hemelvaart van die Here Jesus laat die klem baie sterk op die koninklike aspek van die Here Jesus val. Onthou, hulle was die Bybelskrywers, spesifiek die evangelieskrywers, was ooggetuies. Hulle het hierdie dinge sien gebeur. Hulle skryf dit neer wat hulle gesien het, maar hulle skryf ook nie almal dieselfde dinge neer nie. Want enige iemand wat geskiedenis neerskryf, skryf dit altyd met 'n bepaalde doel neer. Jy wil graag iets wys deur die manier hoe jy die geskiedenis aanbied. En so is dit ook met Matteus. Hy wil graag wys, Jesus is die koning van die konings. Want hierdie is kort voordat hy uiteindelik opvaar na die hemel om sy troon te bestyg. En die hemelvaart is hierdie grootse geleentheid waarin die Here Jesus aan die regterhand van die Vader sy plek gaan inneem, waaroor Psalm 110 vir ons skryf en sê, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. U magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van u vyande. So Psalm 110 sê vir ons, wat gaan volg op hierdie uitspraak? Die Here Jesus sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Psalm 110 sê, die Here sal sê, kom sit aan my regterhand. Hy gaan die scepter van mag en van heerskappy aan die Messias oorgee, want die Here het tot my Here gespreek, die Messias, en gesê, heers nou. Dis wat met die hemelvaart gebeur het. Matteus beklemtoon verder sy koningskap deur vir ons te sê, wat was dan nou die disippels se reaksie toe hulle die Here Jesus gesien het kort voordat hy opvaar na die hemel? Hulle het hom aanbid, vers 17. Hulle het hom aanbid. Dis 'n sterk woord wat gebruik word. Hulle was nie net bly om hom te sien nie. Hulle het nie net gesê, kan ons nog gou vir oulaas saam kuier nie. Daar het iets by hulle verander. Jesus was nie meer net hulle metgesel nie. Jesus was hulle koning. Hulle het sy mag en sy heerskappy begin verstaan en hulle het hom so vereer. En daarna verklaar die Here Jesus ook sy koningskap, die heerskappy en die oppergesag deur te sê dat alle mag aan hom gegee is. Hy is die onbetwiste koning van die konings. Geliefdes, en ons moet verstaan, hierdie is 'n geweldige uitspraak wat die Here Jesus maak. Dit het politieke implikasies. Dis waarskynlik die belangrikste politieke uitspraak wat nog ooit gemaak is. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En ek bedoel nie daarmee dat iets met partypolitiek uit te maak het nie. Politiek bedoel ek met dit wat met die openbare lewe te doen het. Wat die Here kom proklameer. Hy kom sê, daar's nie meer hierdie kant toe of daardie kant toe nie. As jy oor my dink, dan kan jy net op een van twee maniere oor my dink. Of jy erken my, jy aanbid my soos die disippels, jy erken ek is die koning van die konings, of jy doen nie. Tog, broers en susters, kan 'n mens baie maklik die idee kry dat die Here Jesus eers na sy opstanding uit die dood uit hierdie koningskap ontvang het. Die katekismus se antwoord, en ek weet nie of jy dit gehoor het toe ek dit gelees het nie, beskryf die Here Jesus as ons ewige koning. Hy is gesalf as ons ewige koning. Ons moet dus versigtig wees om te dink dat die Here Jesus eers met sy hemelvaart of dan iewerster hier nadat hy uit die dood uit opgestaan het en na die hemel toe opgevaar het, dat hy daar iewerster nou koning geraak het omdat hy die troon gaan inneem het aan die regterhand van die Vader. Nee, sy koningskap is ewig. Hy was koning gewees nog voordat hy na die wêreld toe gekom het. Reeds in die Ou Testament was die Here Jesus koning. En hy het sy koningskap in die Ou Testament veral deur die konings oor Israel
uitgeoefen. Nou die konings van Israel en van Juda het maar gereeld teleurgestel, gaan lees maar, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronieke, Samuel, die boek van Samuel, weet en hoe hy beskryf wat met die konings gebeur het en wat was ook die aanloop gewees. So die Here se koningskap is eintlik van die begin af onbetwis, want onthou u wat het Samuel vir die volk gesê toe hulle 'n koning wou gehad het soos die volke rondom hulle. Toe sê hy vir hulle, maar julle het reeds 'n koning. God is julle koning. En tog het God vir hulle konings gegee, want deur die koningskap van Israel was die Here besig om iets te kom wys. Deur die goeie dinge wat die konings gedoen het en deur die slegte dinge wat die konings gedoen het, van wat die uiteindelike koning sou wees, hoe hy sou wees. Uit die goeie dinge wat die konings gedoen het, sien ons iets van Christus se optrede. Uit die slegte dinge van die konings sien ons iets van die teenoorgestelde van wat Christus gaan wees. Sodat die volk uiteindelik, omdat hulle so teleurgesteld was met hierdie konings, het die Here ook die koningstydperk gebruik om die volk voor te berei, sodat hy hulle kon bring by 'n punt waar hulle kon sê, kan daar net 'n koning wees wat nie soos een van hierdie konings lyk nie? Kan daar 'n volmaakte wees? Wat vir ewig oor sy volk sal regeer, een uit die geslag van Dawid soos wat God beloof het. En wanneer 'n mens dan die geskiedenis van Jesus se geboorte lees, geliefdes, dan is dit opvallend dat die Here Jesus uit die staanspoor as 'n koning hanteer is, as 'n koning erken is. Onthou u wat het die wyse manne gebring? Goud, wierook, mirre, spesifiek goud. Daar's nogal, ek het nou nie vanmôre tyd om daarop in te gaan nie, maar daar is nogal 'n verklaring wat sê dat die 3 geskenke wat die wyse manne gebring het, goud, wierook en mirre, op die 3 ampte van die Here Jesus dui. Maar spesifiek goud was 'n geskenk wat jy aan 'n koning gebring het. Hy word dus verheerlik met hierdie geskenke, en hy word deur die wyse manne en deur die skaapwagters as 'n koning aanbid, nie as iemand wat nog sy koningskap moet verwerf nie, iemand wat klaar koning is. Onthou jy, wat vra die wyse manne vir Herodes, wanneer hulle nog op soek is na die plek waar Jesus gebore is? Hulle vra vir hom, waar is die plek waar die koning van die Jode gebore sal word? Hy was dit dus nog altyd. Maar wat gebeur het met sy geboorte en met sy menswording, was dat iets van daardie koningskap van hom, daardie heerlikheid van hom, het versluierd geraak. En dit was deel van sy lyding, né? Want hy raak 'n mens, hy kom raak soos een van ons, hy word eintlik, hy neem die gestalte van 'n diensknegt aan. Die koning word 'n diensknegt, sodat hulle wat slawe is, konings kan word. Hy het sy eie mag ingeperk. En al was sommige van sy kwaliteite nie so duidelik sigbaar nie, het die mense tog sekere koninklike kwaliteite in hom erken. Dink byvoorbeeld toe hy in Jerusalem ingery het. Dis die een saak wat die Here Jesus nooit ontken het nie, die een titel wat hy altyd toegeëien het, is die titel van 'n koning. Hoe ry hy? Hy stuur sy disippels na Jerusalem toe en hy sê, gaan kyk, julle gaan 'n esel kry met 'n vul, bring dit vir my dat ek op 'n esel in Jerusalem kan inry. Die Bybelse tyd het 'n koning op een van 2 diere gery. As dit oorlogstyd was, het dit op 'n perd gery. Hoe kom die Here Jesus terug? Hoe sê Openbaring? Hy kom as die ruiter op die wit perd terug. Hoe ry hy Jerusalem in? Op die tweede rydier waarop 'n koning gery het, as dit vredestyd was. Dan ry hy op 'n esel. 'n Donkie in ons oë is eintlik maar 'n afskeepdier in 'n sekere sin. Ons hou nie baie van 'n donkie nie, maar dit is 'n koninklike rydier gewees in die Bybelse tyd. En as die Here Jesus in Jerusalem ingaan, dan
kom die mense en hulle sing liedere en hulle het palmtakke en hulle sprei hulle klere voor hom uit. Hulle hanteer hom soos wat jy 'n koning sal hanteer. Hosanna, ere aan God in die hoogste hemele. So prys hulle hom. En die Here Jesus maak hulle nie stil nie. Die fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle kom by die Here Jesus en sê, hoorie wat sê hierdie mense, maak hulle stil, hulle kan nie so oor U praat nie. Wat sê Jesus vir hulle? Hy sê, as hulle dit nie sê nie, sal die klippe dit uitroep. Sê, hierdie belydenis, hierdie erkenning dat ek die koning is onbetwis, is onbestrede. Dit maak nie saak of julle dit glo nie, en of julle dit wil stilmaak, en of julle dit ontken nie. Dit is 'n onbetwiste waarheid. Uiteindelik het die Here Jesus sy mag en sy heerskappy as koning wat heers, selfs oor die sonde en die dood tentoongestel toe hy die dood oorwin het en opgevaar het na die hemel. Toe die klip voor die graf weggerol is die sluier weggeneem en alle mag is weer aan hom teruggegee. Wanneer die Here Jesus in vers 18 sê, dat alle mag aan hom gegee is in die hemel en op aarde, dan sê hy nogal iets belangrik, en dit sluit aan by wat ek nou nog gesê het, dit is 'n geweldige politieke uitspraak. Want dink 'n bietjie daaroor. Hoe is ons geneig om oor God se koningskap te dink? Is iets wat daar in die hemel gebeur, nie waar nie? Dit is iets wat in die geestelike wêreld gebeur. Of ons sal dalk so ver gaan om te sê, hy regeer in ons harte. Maar dit bly baie geestelik vir ons in 'n sekere sin. Die Here Jesus sê, ek is koning, alle mag in die hemel en op die aarde is aan my gegee. Daar's niks wat nie onder sy beheer is nie. En hy oefen hierdie mag van hom op 2 maniere uit. Eerstens kan ons sê, daar's die heerskappy deur mag. En ons kan sê, dis die heerskappy wat hy uitoefen, ongeag of hy erken word of nie erken word nie. Want al is dit so dat hy koning is in die hemel en op die aarde, is dit nie noodwendig so dat almal daardie koningskap van hom erken nie. Ons kan maar net rondom ons kyk en ons kan maar luister na dit wat gebeur. Daar is hoeveel mense wat nie in die Here Jesus glo nie, wat sy koningskap ontken. Ons sit met 'n regering wat reken, hulle is in beheer van hoe lank hulle gaan regeer in die land en hulle sê hulle gaan so lank regeer totdat Christus weer kom. So wat sê hulle daardeur in effek? Hulle sê, ons is in beheer hier. Ons sal besluit wanneer hou ons op om te regeer of nie. Dink aan byvoorbeeld die hele kwessie rondom godsdienstregulering wat ons vandag in Suid-Afrika, wat 'n geweldige kwessie is, broers en susters, en jy moet bid oor hierdie saak, dit is 'n geweldige saak, waar die regering nou so ver wil gaan om godsdienste te reguleer in Suid-Afrika, en eintlik dan te besluit, wie kan 'n dominee wees, wie kan nie 'n dominee wees nie, en uiteindelik so ver te gaan om te sê, wat mag gesê word, en wat mag nie gesê word nie. Weet nie of jy gelees het van daardie wet wat in Kanada goedgekeur is nie. Daar is onlangs 'n wet in Kanada goedgekeur wat eintlik daarop neerkom dat as jy sekere teksgedeeltes uit die Bybel uit aanhaal, soos om byvoorbeeld te sê dat iemand wat in die sonde van homoseksualisme vasgevang is, of jy kan selfs 'n ander voorbeeld te gebruik om te sê, iemand wat in 'n buite-egtelike verhouding is besig met sonde. As jy die Bybel dus gebruik om vir mense te sê hulle leefwyse is verkeerd, dan kan dit op haatspraak neerkom en jy kan tronkstraf toegedien word. Wat is die basiese vertrekpunt? Die basiese vertrekpunt is ons is die hoogste gesag. Daar's nie hoër gesag as ons nie. Daar's baie mense wat weier om onder God se gesag te staan en na sy woord te luister. En die wonderlike van Jesus se koningskap, broers en susters, is dat hy nie toestemming hoef te vra om koning te wees nie.
Hy kom vra vir niemand, mag ek jou koning wees nie. Hy is dit. Die feit dat daar mense is wat nie sy koningskap erken nie, die feit dat daar mense is wat openlik sy koningskap verwerp, beteken nie dat hy nie meer regeer nie. Sy koningskap is nie afhanklik van ons erkenning of nie. Dit word ook nie gekelder deur mense se erkenning of mense se trotsheid nie. Dit word ook nie beïnvloed deur kommissies wat wil besluit wat mag en wat mag nie gebeur nie. Hy bepaal wat gebeur. In Openbaring 5 lees ons dat hy nie net die scepter in sy hand het nie, maar dat hy ook waardig is om die boekrol oop te maak. Wat bevat die boekrol? God se raadsplanne vir die uiteinde van die wêreldgeskiedenis, met ander woorde, dit wat in die tyd, in die geskiedenis gaan gebeur, dit ontvang hy en hy maak dit oop, sodat dit kan afspeel wat God bepaal het moet gebeur. Hy is koning wat oor mense se lewens heers. Hy is 'n koning wat mag het om die hardste hart sag te maak. Om die mense wat jy dink aan die slegste ou waarin jy kan dink aan ons politiek, dink aan mense in jou lewens, in jou lewe, dink aan jou vriende, dink aan mense wat saam met jou werk. Wat is die ou, wie is die ou wat jy dink glad nie 'n kans staan om gered te word nie? Die Here het die vermoë om so iemand sy hart te verander, en dit is wat sy mag en sy koningskap beteken. Jy mag dalk nou sy heerskappy ontken, jy mag dalk voel, dis sommer ou vrou stories hierdie, mense wat vasgevang is in mites en in 'n ou tydse leefstyl wat nog godsdienstig wil wees. Ek is baas van my eie lewe, ek besluit vir myself, ek doen dinge vir myself. Maar die Here sê ook, daar gaan 'n dag kom, wanneer niemand meer 'n keuse gaan hê nie. Romeine sê, daar gaan 'n tyd kom, dat elke knie voor hom sal buig. En elke mond hom sal bely. Party sal dit doen uit vrees, maar dan is dit te laat. En ander uit liefde en erkenning. So dit is die eerste manier waarop Jesus sy heerskappy uitoefen, deur mag. Hy laat net dinge gebeur wat hy wil hê moet gebeur. Hy laat hom nie voorsê deur enige iemand anders nie. Hy hoef nie erken te word nie. Maar die tweede manier is dat hy sy heerskappy ook deur genade uitoefen. En dit is wanneer die wonder gebeur dat hy koningskap van my lewe kom oorneem, sodat ek kan bely Jesus Christus is koning wat oor my regeer. Ek behoort aan hom. Hy is my alles. Hy regeer dan ons lewens, hy kom neem beheer oor, hoe doen hy dit? Deur sy gees wat in ons inkom, en deur sy gees en deur sy woord regeer hy ons lewens. En dit beteken dat ek nie meer kan sê ek het beheer oor my lewe nie. As jy sê Jesus Christus is koning van jou lewe en jy is ongehoorsaam aan die skrif, dan trek jy 'n streep deur jou eie belydenis dat Jesus koning van jou lewe is. Jesus is koning van jou lewe wanneer jy gehoorsaam is aan wat die skrif sê. Op elke terrein, nie selektief nie. Nie, ja, hierdie deeltjie maak vir my sin, hierdie werk vir my, hierdie gaan ek doen nie. Alles. Geliefdes, die feit dat Jesus in hierdie amp staan, motiveer ons ook natuurlik om uit te gaan en sy koninkryk uit te brei deur die verkondiging van die evangelie. Die koningskap van die Here Jesus is nie staties nie, dis 'n dinamiese koningskap. Dit beteken daar is beweging. Daar is uitbreiding van die koningskap. Al heers hy reeds oor alles en oor almal, weet ons dat sy koningskap nie oral erken word nie. So hy word nie meer koning nie.
As ons sê sy koningskap word uitgebrei, dan bedoel ons, daar kom groter erkenning vir sy koningskap. Soos wat mense sy naam in die openbaar bely. En daarom gee die Here vir ons hierdie opdrag. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Hierdie opdrag is 'n opdrag om die koningskap van Jesus Christus te gaan proklameer. Om dit aan te kondig. Die Here Jesus verduidelik vir ons in hierdie opdrag wat gebeur wanneer sy koninkryk uitgebrei word. Sy koninkryk word nie bloot uitgebrei net deur vir mense van hom te vertel nie. Waar mense bloot kennis neem van die Here Jesus en dit wat hy gedoen het, is daar nog nie noodwendig erkenning van sy koningskap nie. Daarom lê die Here Jesus soveel klem daarop dat ons disippels sal maak van mense. Wat is 'n disipel? 'n Disipel is 'n volgeling van die Here Jesus. Dis een wat leef soos die Here Jesus. Daarom behoort ons nie net vir mense te leer wie is Jesus en wat het hy gedoen nie. Ons behoort hulle ook te leer wat hy van ons verwag as ons sy kinders is. As iemand kom by die punt en sê, ek glo nou in Jesus Christus, dan behoort ons ook te sê, goed, hoe leef jy as 'n volgeling? As hy waarlik koning is, sal hy in beheer wees van alles wat ons doen. Hy gaan koning wees waar ek besigheid doen, waar ek met 'n transaksie besig is. Hy gaan koning wees in die eenvoudige daarvan dat ek gaan sê, as ek 'n kontrak moet kry by die regering en die regering sê betaal ietsie onderdeur, dan sê ek wil nie die kontrak hê nie. Ek gaan eerder sonder die kontrak as wat ek my koning se naam oneerbiedig is. Hy is koning ook, want hy sê, hoe behoort ons huwelike te lyk? Hoe behoort ons menseverhoudinge te lyk? Kan ek besluit of ek net van iemand hou of nie van iemand hou nie? Kan ek hulle hanteer asof ek koning oor hulle lewens is of nie? Hoe hanteer ek my werknemers? Hoe tree ek op teenoor my werkgewer? Hoe doen ek my werk? Want sy koningskap sê iets oor hoe ek my werk doen. Dit is so eenvoudig, broers en susters, soos. As Jesus Christus koning oor jou lewe is, dan bou jy nie 'n krom muur nie. Jy bou 'n muur wat waterpas is. Jy maak dit netjies. As Jesus koning oor jou lewe is jou tuin nie onversorg nie. Hy's mooi. Want hierdie is waaroor jy aangestel is as onderkoning van die koning om te heers oor die skepping. Jy pas jou goed op. Jy voer rentmeesterskap uit. Dit sê iets oor hoe ons die land regeer. En wat is die wette waarvoor ek my beywer? As jy sê Jesus is koning van my lewe, dan het dit 'n invloed op vir wie jy gaan stem. Waarvoor staan hulle? As ek vir hierdie ou stem en vir hierdie party stem en hulle kom in, wat is die beleid wat hulle gaan uitvoer? Want hulle gaan die volgende regering dalk wees. Dis wat ek graag wil hê. Kan ek saamgaan daarmee? Is die beleid in lyn met die koningskap van Christus of nie? Geliefdes, 'n belangrike vraag wat ons moet beantwoord vandag is of Jesus waarlik ons koning is of nie. En of ons maar net kennis geneem het van wat hy vir ons kom doen het. Die Heidelbergse Katekisme sê, as hy jou koning is, regeer hy jou lewe deur sy woord en deur sy gees. Uiteindelik, geliefdes, gee sy koningskap en sy heerskappy nie net vir ons vrymoedigheid om uit te gaan nie. Die feit dat alle mag aan hom behoort, gee ook vir ons gemoedsrus. Partykeer skud 'n mens jou kop as jy in 'n gedeelte soos hierdie lees. Ons lees ook hier nogal iets wat teenstrydig is met mekaar. Vers 17, en toe hulle die Here Jesus sien, het hulle hom aanbid.
Maar sommige het getwyfel. So in jou aanbidding kan daar partykeer twyfel wees. Maak jou nie minder van 'n gelowige nie. Maak jou mens. Maak jou swakkeling. Maar hoekom gee hierdie boodskap vir ons troos? Want ons gaan twyfel, en julle twee wat vanmôre belydenis van geloof aflê, julle gaan ook twyfel. Net soos ons kan almal getuig teenoor julle dat daar tye is wanneer ons twyfel. En ons is nie altyd seker oor alles nie. Ons het nie altyd al die antwoorde nie. Daar is nie altyd boeke wat al die antwoorde bevat nie. Maar as ons in ons lewens stryd voer teen die sonde, keer op keer struikel, as ons seer kry, as ons teëspoed beleef in ons lewens, as ons lyding ervaar, dan is dit die goed wat ons laat wonder. Maar is God daar? Regeer hy regtig? En dit kan selfs gebeur dat mense by tye hulle geloof versaak, 'n afgedwaalde skaap raak, wat teruggebring moet word na die kudde toe. En tog is dit juis die wete dat Jesus koning is, aan wie alle mag in die hemel en op aarde behoort, wat ons gerus maak, te midde van ons twyfel. Want die Here kom sê vir ons, jou geloof in my, die feit dat jy jou vertroue stel in my, hang nie af van hoe sterk daardie geloof is nie. Dit hang af van wat ek gedoen het, en of ek die mag het om te doen wat ek gesê het ek doen. Dis waaroor dit gaan. In die Bybel gee die Here vir ons baie beloftes. Hy beloof in Matteus 24 vers 24, as hy sê daar gaan baie valse Christusse wees, dan sê hy, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te verlei. Wat bedoel hy daardeur? As dit moontlik was, hy sê, dit is nie moontlik nie. So dit is 'n belofte. As jy uitverkore kind van God is, sal jy nie verlei word nie, ten minste nie permanent nie. In Matteus 16 vers 16 sê hy, die poorte van die doderyk sal die kerk nie oorweldig nie, dit is 'n belofte. Johannes 10 vers 28 sê hy, dat hy aan ons die ewige lewe gee, en dat niks ons uit sy hand kan ruk nie, dit is 'n belofte. In Romeine 8 sê die Here, daar is niks wat ons van sy liefde kan skei nie. Geliefdes, as die Here Jesus nie die een was aan wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort het nie, wat sou hierdie beloftes beteken nie? As 'n arme ou by jou kom en sê, ek beloof ek gaan vir jou R1 miljoen gee, gaan jy hom glo? Jy weet hoe lyk sy bankrekening, jy weet hoe lyk sy vermoë, jy gaan vir hom lag. Maar as iemand met die vermoë na jou toe kom en sê, ek beloof vir jou sekere dinge, dan neem jy hom ernstig op. Dit is wat ons uit hierdie koningskap van die Here Jesus het. Hy het werklik mag om ons veilig te hou. Hy het werklik mag om, as ons sy naam bely, vas te hou, sodat ons nooit uit sy hand geruk kan word nie, sodat ons vir ewig veilig is. Daarom sê die Heidelbergse Katekismus, dat die noodwendige uitvloeisel van Jesus se koningskap is dat hy by ons die verworwe verlossing beskut en bewaar. Dis die woorde van die Katekismus. Kom, ek maak dit net bietjie makliker. Dit wat hy verwerf het, dit beskut hy en dit bewaar hy. Want hy het die mag om dit te doen. En daarom kan ons ook seker wees dat hy by ons is. As hy hier sê, kyk, ek is by julle tot aan die volëinding van die wêreld. Dis 'n deel van ons gemoedsrus. Dis nie net ons gemoedsrus dat ons in ons geloof veilig is en dat niks ons van hom kan skei nie, maar die Here sê ook, in hierdie wêreld is ek by jou, totdat hierdie dinge afgehandel is. So, broers en susters, ons gaan terug na die Onse Vader gebed toe. As ons bid, laat u koninkryk kom, dan is dit nie omdat Jesus nog nie koning is nie, maar juis omdat hy dit reeds is.
Maar die tweede deel van die Onse Vader begin met, want aan U behoort die koninkryk. Dit sê, wat is die gegewene? U is, aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Omdat dit so is, kan ek nou bid, laat U koninkryk kom. En ons vra dan daarmee, laat U koningskap alwyer erken word. Sy koningskap motiveer ons om die grense van sy koninkryk te versit, maar dit gee ook vir ons gemoedsrus oor ons verlossing. So laat ons dan buig in aanbidding voor hierdie Jesus, van wie Openbaring 19 vers 16 sê, hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, Koning van die konings en Here van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hoe wonderlik is dit om voor U te kom buig, en U te verheerlik en U groot te maak en U te aanbid. Here, saam met die kerk deur die eeue, saam met die gelowiges rondom U troon, saam met die hemelwesens, wat in lofliedere uitbreek, wil ons ook tot U lof uitbreek, Here. Want U is die een wat in vlekkelose wit, as koning van die wêreld op U troon sit. Ja, Here, ons hart is ontroer en geraak deur mymering. Want ons wil sing van die lieflikheid van ons koning. Ons tong word deur digvuur aangedryf. En ons tong is soos 'n pen wat vaardig skryf, want die skoonheid van ons koning straal van U af voort, straal uit die skrif uit voort. Dis genadetaal wat oor U lippe uitgestort word. Here, U troon hou stand in storm en stryd. U scepter is regverdigheid. U min geregtigheid. U hou van geregtigheid, maar U haat die onreg met die onregsdaad. U is koning van U ryksgebied. U is met vreugde salf oorgiet. O God, U God, die maak U groot by elke vors en troongenot. So saam met die psalmdigter van Psalm 45 wil ons U kom aanbid. Here, wil ons kom bely, U is koning van die konings, U is koning oor ons lewens. Ons bid, Here, dat daardie koningskap deur U Gees al meer 'n realiteit in ons persoonlike lewens, maar ook in ons openbare lewens en in ons samelewing sal word, dat ons sal beywer daarvoor. Ons bid vir hulle wat vanmôre belydenis van geloof aflê, hulle wat kom sê, Jesus Christus is koning van hulle lewens. Mag dit ook vir hulle waar wees. Vergewe ons, Here, waar ons baie keer so apaties is, so onenthousiasties is, so negatief is, asof ons maar net moet vasbyt in hierdie lewe, totdat Jesus genadiglik eendag weer sal kom. Here, ons besef nie wat dit beteken om te bely Jesus is koning nie. Ons besef nie altyd wat se krag daarin lê nie. En wat se krag U kerk mee toerus nie en uitstuur wanneer ons in die krag van die Gees uitgaan nie. Oortuig ons daarvan, Here. Maak iets in ons wakker, sodat iets in hierdie land van ons en in die wêreld waarin ons leef kan verander. Sodat dinge in ons huise kan verander, sodat dinge by ons werke kan verander, sodat dinge in ons vriendekringe kan verander. Vergewe ons swakhede. Vergewe ons klein geloof. Vergewe ons oneerbiedigheid. En heilig ons, Here, in aanbidding voor U. In Jesus se naam. Amen.
Geliefdes, ons gaan nou eers antwoord op die prediking deur 'n lied saam te sing, waardeur ons ook iets bevestig van dit wat die Here vanmôre in sy woord vir ons gesê het. En as dit jou oortuiging is, sing hierdie lied ook as 'n belydenis, halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alfa en die Omega, en daarom sing ons, halleluja. Sing, hierdie is net een vers, ons gaan dit 2 keer deur sing, en daarna kan jy weer U sitplekke inneem. Die Here sal jou seën, en hy sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef, en aan jou vrede gee. Amen.